it reaches to me. You are my strength, you are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. Go on, sing, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I can face Tomorrow, because He lives, all fear is gone. Oh, I know, because I know, yes, I know, He holds the future and life. and life is worth The living truth, because He lives, Go on, sing it uit ons hart uit vanmorgen. because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All my fear is gone. Oh yes, because I know, yes I know, He holds the And life is worth the living just because He lives. Halleluja. Goeiemôre, goeiemôre. Ek vertrou dit gaan goed by die elkene. Daar's so baie mense wat siek is vandag en dis die lemoeneseisoen. Come on. Wie eet, jy moet lemoene eet. Amen. As jy suurlemoene soek, ek weet nie wat met ons boom hierdie jaar aangaan nie, maar hy dra asof dit die laaste jaar is wat hy gaan dra. Ons het suurlemoene. Soos jy nie lekker vond nie, kom haal 'n paar suurlemoene by my. Amen. So 'n bietjie warm water. Ons gaan iets doen vanmôre wat dalk uit jou vaarwater uit is. Maar weet jy gaan opstaan en net jou buurman en jou buurvrou groet wat by jou is, agter jou is, voor jou is, om jou is. Kom aan, groet gou iemand uit in die paadjie. Een by wie as sprins verbygeloop het vanmôre. Amen. Dis so lekker vanmôre. Kom aan, een wat jou bietjie irriteer, groet daai ook nou maar vanmôre. Amen. I remember that one. Halleluja. Amen. Is jy almal welkom in die huis van die Here? Amen. Jy kan die sitplekke neem vanmôre. Net so vir 'n oomblik die sitplekke neem. Dit is so lekker om in die huis van die Here te wees. Is dit nie so nie? Is jy nog gesond vanmôre? Amen. Is iemand vanmôre wat 'n dankbare hart teenoor die Here het? Is iemand wat dankbaar is? Amen. Die Here is vir ons nog baie goed. Ek bly dit sê, as jy nog kan kies wat om te eet in die aand, gaan dit met jou goed. Die Here is vir ons nog steeds goed. Amen. God is so good. Ek wil net so vinnig, wie is vanmôre vir die eerste keer by ons? Is daar iemand wat vanmôre vir die eerste keer by ons is? Die heel eerste keer net 'n hand sien. Iemand vir die heel eerste keer by ons? Niemand vir die eerste keer by ons nie. Almal daar is hand. Daar by Pieter. Kom, staan gou vir ons net op. Dat net gou hallo sê ten minste, welkom. Kan ons net welkom sê, dan kom ons gee hand van verwelkoming vanmôre. Halleluja. Loof die Here, dis lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Welkom elke besoeker, welkom aan die elkene vanmôre in die huis van die Here. Ek en my vroutjie het so 'n draaitjie gemaak in die Kaap laasweek en so dankbaar ons is terug in Potchefstroom. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Amen.
So ek vertrou jy het 'n geseënde Moedersdag gehad het. Och, my vrou het my bederf op Moedersdag, hoor. Dit is so amazing wat moeders kan doen op Moedersdag. Is dit nie so nie? Watter paas was bederf op Moedersdag gewees? Ek weet gevindig net 'n minuut. Ek onthou ek het eendag, pas op vir hierdie ding. Hier's 'n waarskuwing vir die manne. Moenie die resepte op Facebook trust nie. Ek het so 'n paar jaar terug by die pastorie hierso vir my vrou gesê, hierdie Moedersdag maak jy nie kos nie. Hierdie ou het 'n resep raak geloop. Ek gaan vir ons pynappelhoender maak. Ja, dit lekker lyk. En ek het daai hoender met die pynappel in die slowcooker in en ek het dit reg gemaak en probeer vir die resep sê. Dis daai week wat rapport amper 'n artikel oor my kom skryf het, verstaan jy? Dit was so 'n disaster geweest. My arme vrou moes, ek weet nie of sy sop gehad het of wat 'n pineapple resepie, maar dit was iewers te gesondheid geweest. Amen. Ek het net wel gesê my vrou, dis wat die resep sê. Amen. Needless to say was die laaste Moedersdag wat sy my getrust het met kos. As ek wou gesê ek maak kos, it's not going to happen again. Amen. Wie het al so disaster gehad? Kom aan manne, is daar seker manne? Yes, dankie. Thank you. So ek sê die enigste ene nie. So moenie Facebook trust nie, hulle lieg almal vir ons. Amen. Net so vinnig, baie belangrik, ek wil net gou vinnig, ek moet net gou voor die tyd die afkondigings doen. Daar is, vanaand begin ons met Openbaring van vooraf. Jy wil dit nie mis nie, jy wil nie hierdie mis nie. Ons gaan in diepte kyk na die boek Openbaring. Daar is baie dinge wat heiliglik in plek skuif in die wêreld. So ons gaan dit ook gaan haal en dit inbring by die Openbaring. Dis nie dieselfde as wat ons het laas jaar gehad het of jaar voor dit nie. Dis vars nuut en dis die nuwe goeders wat inkom. So moenie vanaand 5 uur dit ons woordskool. Ons gaan Openbaring tackle en dit gaan 'n geseënde tyd in die Here wees. Kan ek vra deel asseblief as jy hierdie advertensie het. Ek weet daar's mense in Potchefstroom wat graag hierdie wil gaan bywoon. Wat graag hierdie wil hoor. Amen. So deel dit asseblief. Nooi jou buurman, een wat jou irriteer bietjie. Nooi hom, sy moet Openbaring toe kom. Amen. So dan weet ons ten minste ons het gedoen wat ons kan doen. Amen. So nooi mense vanaand 5 uur in die huis van die Here, die wapenrusting van God, Dinsdagoggend, 10 uur die vroue Bybelstudie. Doen 'n intensiewe studie oor die wapenrusting van God. So ek nooi elkeen om dit te kom bywoon, die vroue wat kan. En Dinsdagoggend 10 uur, jy gaan 'n geseënde tyd in die Here wees. Disipelskap, Dinsdag aand 6:30, moenie mis nie. Ek kry terugvoer elke week van mense wat sê hulle leer so baie by disipelskap. So moenie dit mis nie. As jy wil, moenie dink omdat dit al in die gang is, jy gaan dit nou mis nie. Kom skakel in. Daar's altyd iets nuuts om te leer. Moenie mis die Dinsdag. Dan Woensdagoggend het ons weer ons jaarlikse noot vir noot by Klap 60. Och, hy's opgewonde. Ek is so excited. Maar as Johan stem het nou hier was, dan was die spaak seker geweest. Ons is almal nou opgewonde, maar omdat Quintus stemme dit aanbied, ons almal negatief. Maar alright. Okay, dit gaan die tyd in die Here wees. Woensdagoggend 10 uur, moenie mis nie. Woensdae is ons vasdag. Onthou asseblief 6 tot 6. Woensdae vas ons saam. Moenie dit mis ook nie. Ons gebedsuur is Woensdae 6:30. Kom bid ons saam. Kom bid saam. Kan ek jou nooi? Wil jy gou doen my guns, nooi jou buurman en buurvrou. Vrou, kom sien ek jou nie by die bid hierdie. Ek nooi jou vanmôre. Kom bid saam op 'n Woensdag aand. Ons bid vir ons gebedsversoeke, ons bid vir mense, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir dinge wat ons moet voorbid. Ek nooi jou Woensdae aande, kom bid saam met ons. Amen. Dan Woensdag aand is dit ook jeug. Dieselfde tyd en dan Vrydagoggende is dit ons man up. Mannekamp, volgende naweek is mannekamp. Die manne wat wil saamgaan, ek moet vanmôre jou naam hê. As jy saam gaan mannekamp toe praat vanmôre met my, groot asseblief, dan wil ek dit bysê. Quintus is terug volgende week in Sondag hier in die kerk. Ek bedien volgende week Sondag. Goed. Al is daar mannekamp, moenie wegbly en dink as 'n mannekamp as Quintus is hier nie. Ek is hierso, ek is terug. Ek gaan vroeg ry Sondagoggend. Ons is terug hierso in die huis van die Here. Alright, en dan kruiskiets Vrydag aand, is hulle aan die gang en dan Hemelvaartdiens volgende week Donderdag. Daar's volgende week Donderdag, maak 'n nota, nie bid hier nie, maar ons het 'n Hemelvaartdiens hier by ons. Dan die gebedsversoeke. Gebedsversoeke is belangrik, skryf dit neer.
ons wil bid, ons bid saam met jou, en dit is so amazing, kan ek gou by wyse van handopsteek sien, by wie die Here al gebedsversoeke geantwoord het in hierdie boxes. Kan jy sien? God antwoord, so kom ons bid saam, en dan is dit die dienste wat kom volgende week, praat ons oor die gawes van die Heilige Gees, vrug van die Gees, ons Pinksterdienste, die 6de Junie, maak 'n nota asseblief, 6 Junie is 'n Vrydag aand, ons het 'n deernag bid hier by die kerk. Die hele nag deur gaan ons die Here kom soek. Ons gaan op die Here wag. Ons gaan op die Here kom wag. Amen. So kom bid saam met ons aan die Pinkstersondag die 8ste. Dis wat ek het, en ons sal koffiekuier na diens. Moenie dit mis nie. Ons kuier na diens. Moet nou nie weghardloop nie. Kom eet gou en kom deel bietjie pineappel hoender resepte uit tussen mekaar. Amen. Loof die Here, kom ons kuier saam. Dis my voorreg vanmôre. HP, kom staan julle hier voor, Jeliska. Jy kom sommer ingestap. Vanmôre is my voorreg vanmôre om hierdie ou babatjie in die Here toe te wy. So kosbaar, Jeliska, HP. Daar's veel guns op hierdie mense. Dankie, Tasha. Dis so lekker vanmôre om julle in die huis van die Here te kan hê en die kinders toe te wy in die Here. Daar's mooi skrif in die Bybel wat ek vanmôre vir julle wil gee. Kan ek gou net vanmôre, ek wil julle diens stop om hierdie te doen. Die woord van die Here is so duidelik wat dit kom by kinders inseën. En ek weet jy gaan saam met my stem vanmôre dat die tyd waarin ons bly, het ons kinders die Here nodig meer as ooit van tevore. Daarop bid ons as gemeente nie net vir, ons bid vir al ons kinders wat die Here nodig het. Die vyand is uit om skeiding te bring in huwelike, en hy's agter ons kinders aan. As ons as ouers nie ons kinders gaan leer nie, wees verseker, Disney Plus, YouTube, Netflix, die skoolse leerstelling sal jou kinders leer. As jou kinders nie inskerp soos Deuteronomium 6 van sê nie, wees verseker, social media, TikTok, Instagram, Facebook, gaan hierdie kinders leer. Ons het nodig om ons kinders weer die waarheid te deel wat in God se woord staan. Kom aan, wie saam met my vanmôre? Daarom gaan ons vir hierdie babatjie inseën vanmôre. Saam met HP en Eliska, dit is so lekker om julle te hê vanmôre hier by ons. En ek wil vir julle vanmôre sê, daar's 'n mooi skrif wat ek vir julle voel op my hart, ek moet vir julle twee gee. God se woord sê, Psalm 127, as God die huis nie bou nie, te vergee is werk die wat daaraan bou. Maak seker dat God julle huis en julle fondasie bou. En daarom gaan ons vanmôre hierdie pragtige ou babatjie. Sy is nie mooi nie. Hoppie, sy is baie mooier as jy. Ek moet dit nou net sê. Sy is baie mooi as jy vanmôre. Halleluja. O, nou gaan sy na haar pa toe. Stem julle saam met my as die babatjie mooier is as HP? Halleluja. Daar's soveel guns op julle, soveel guns op julle. Sal sy na my toe kom, HP? Dink julle sy saam? Ons kyk, hallo babatjie, kom gee my 'n drukkie. Hallo. Is dit nou aftershave? Is dit al wat so 'n bietjie? Amen. Asseblief. Halleluja. Kan ons al vanmôre inseën? Die woord van die Here sê vanmôre so duidelik. Daar is in my hart, hoor gou mooi, die skrif sê, nie Quintus en die skrif sê, dat die kindertjies is geseën gewees toe hulle na Jesus toe kom. Is dit nie so nie? Daarom het Jesus gesê, moenie hulle verhinder hulle nie. Verhinder hulle nie. Daar's baie verhinderings daar buitekant, wat die kinders verhinder om by Jesus uit te kom. Maar die skrif sê vanmôre, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Daarop het Jesus, Markus 10 sê die woord, hy het die kindertjies in sy arms geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle nie gedoop nie. Nie gedoop nie, maar geseën. Ek vertrou en ek weet, as die seën van die Here op 'n kind is, nobody will stop it. Niks en niemand kan keer as die seën van die Here op 'n kind is nie. HP, Jeliska, ons gaan vanmôre die seën op haar bid. En bid dat die Here haar sal bless en seën in alles wat sy doen en aanpak. Amen. Kan ons hande uitstrek na toe vanmôre? Ons Hemelse Vader, vanmôre kom ons na die Here toe. En ons bring vanmôre vir klein Isabella, Mary Ann Swart na die Here toe.
En ons bid, Here, dat die seën van die Here op haar lewe sal rus. Vader, terwyl ek my hand op haar lê, bid ek vanmôre dat die seën van die Here hierdie lewe sal vul. Here, geseën sal sy wees in die stad, geseën sal sy wees in die veld, geseën sal sy wees haar eiendom, haar bakskottel, haar mandjie, haar geld, haar ingang, haar uitgang sal geseën wees. Sy sal die kop wees in hierdie ster, die Here. Ek bid Deuteronomium 28 se seën oor haar lewe af, Here. En ek bid vanmôre waar sy beweeg en wat sy doen, mag die woord van die Here 'n lig wees vir haar pad en 'n lamp wees vir haar voete, Here. Ek bid vanmôre vir Jeliska en HP en hierdie gesin. Bind hulle saam in eenheid, Here. Bind hulle saam, en die vyand geen reg en plek ooit in hulle lewens sal hê nie, Here. Maar dat hulle sal weet, hulle bou hulle huis op die fondasie, die rots en die U wat die rots is. Ons bid dit vanmôre en ons seën vir klein Isabel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê, Amen. Amen. Terwyl hulle so staan, kom ons bid die seën van die Here op hulle af vanmôre. En ek bid vandag spesiaal vir jou, dat God jou veilig in sy hand sal hou. En waardeur jy ook al mag gaan, dat hy jou daardeur sal dra. Ek bid vandag spesiaal vir jou. En ek bid vandag spesiaal vir jou, vir geloof om aan hom vas te hou, vir nuwe krag om vas te staan as die golwe teen jou slaan. Ek bid vandag spesiaal vir jou. Kan ons vanaf bid vandag, kom ons seën haar vanmôre. Kom seën jou met die liefde van ons Here. Kom ons spreek 'n seën oor haar uit vanmôre. Kom seën jou met die vrede wat hy gee. Ek kom seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees. Kom ons seën haar Seën, ek kom seën jou met die liefde van ons Here. Ek kom seën jou met die vrede wat hy gee. Ek kom seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees. Dat jy altyd voorspoedig sal wees. En dat jy altyd voorspoedig sal wees. Halleluja. Man, ons glo nog in kinders. Amen. Hierdie is nog steeds die kinders van die Here. Is dit nie so nie? Halleluja. Kom ons gaan staan, terwyl ons gaan lekker saam sing en die naam van die Here groot maak. Halleluja. Die wêreld verander teen 'n groot spoed. Maar God se woord bly dieselfde altyd deurheen. Wie stem saam met my vanmôre? God se woord is en bly dieselfde altyd. En daarvoor is ek vanmôre dankbaar. Halleluja. And I'm wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. Wrapped up, tied up, tangled up in God. I'm wrapped up. I'm wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled up in
is walking in the flame. He'll be there to help you when you call upon His name. He can still deliver by His almighty power. Give you all, it's good to know He's still wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled up in Jesus. Wrapped up, tied up, tangled up in God. Wrapped up, I'm wrapped up, tied up, tangled up in God. Wrapped up, I'm wrapped up, tied up, tangled up in God. Halleluja. Is iemand wat in die Here behoort vanaand of vanmôre? Halleluja. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe vleister grasse stroom en o Heer, U sorg, o Heer, U sorg. Vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U. Dan deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is oh, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Deur die skepping, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. As ek die hemel en aarde en berge en dale sien, sterre wat flikker, weerkaats voor 'n waterspieël. Oh, en in die oggend die wolke wat hang in die blou lug. Dan hou ek sy belofte. Kom op, wie glo ek môre? Hy kom weer terug.
starts with the waters speak. Oh, en in die oggend die wolke wat hang in die blou lucht, dan hou ek sy belofte. Hy het gesê hy kom weer terug, en Jesus kom, ja hy kom weer, en saam met hom wil ek regeer. Elke nasie, volk en taal, kom hy sy kinders aan. Jesus kom, ja hy kom weer, en as hy kom, sien ons hom weer. Jesus Christus, Seun van God, die koning wat regeer. En Jesus kom, en Jesus kom, 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 ja hy kom weer, en saam met hom wil ek regeer. Elke nasie, volk en taal, kom hy sy kinders aan. Jesus kom, ja hy kom weer, en as hy kom, sien ons hom weer. Jesus Christus, Seun van God, die koning wat regeer. Jesus kom. Amen. Halleluja. Kom maar, as jy het glo, gee die Here 'n lofoffer Amen. vanmôre. Jesus kom weer. Halleluja. Yes. Amen. Loof sy die naam van die Here. I'm calling on the God of Jacob, Whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh God, pour out your wages. I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness, and your Wat jy die Here nodig
sê iets moois vanmôre. Die woord is baie duidelik in die volgende. Hy sê dat die naam van die Here is 'n sterk toring. En die regverdige hardloop daarin en word beskik vanmôre. Is dit nie so nie? So ek weet nie van hier vanmôre nie, maar mense kom baie keer op 'n plek waar jy die Here nodig het alleen. Soms kom jy op 'n plek soos Elia en jy wil onder 'n besembos gaan lê en sê Here, vat eerder my lewe vir my al weg. Maar dan kom die Here en hy stuur 'n kruik met water en die Here stuur 'n pot brood en hy bring dit vir om jou te versterk. En hy sê eet, drink, anders te gaan die pad vir jou te lank word. Ek is vanmôre dankbaar vanmôre dat ek die Here het wie se naam ons kan aanroep vanmôre. So al gaan ek wil nie saam met jou oë sluit vir 'n oomblik nie. En ek weet nie waar jy gaan vanmôre. Ek weet nie wat jou omstandighede dalk is nie. Ek weet nie dalk die struggles en die storms wat jy in jou binneste het nie. Dalk het jy dit nie vanmôre nie, maar jy sien hoe die wolke opsteek en jy sien 'n storm is op pad oor jou kinders. Jy sien Here, ek weet nie hoe nie. Ek weet nie waar nie. Ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom vanmôre nie. Maar as ons daardie naam, die Here sê so mooi in sy woord, roep my aan in die dag van jou benoudheid. En al is jy vanmôre benoud, al gryp angs jou beet, is daar 'n naam wat jy kan aanroep vanmôre. Is daar 'n naam wat jy kan aanroep vanmôre? Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Kom aan, roep sy naam aan vanmôre. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your Kom ons sing dit uit ons hart uit vanmôre. Oh God, my God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh, the rock. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Vanmôre weet ons nie waar dit elkeen gaan dalk nie, Here, maar dis by U bekend. U is steeds El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, wat na gees, siel en liggaam kan voorsien, Here. Just the voices sing. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Kom ons bely dit vanmôre. He's more than enough.
El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more Kan ons die Here dankie sê vanmôre? than Dat die Here voorsien het in jou lewe, nog steeds voorsien. Kom aan kerk. He's more than enough for He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, my God, for God Almighty. Jesus is more than enough. Terwyl die musiek dit speel vanmôre. Kom aan, as jy nog 'n salaris kry, as jy nog 'n dak oor jou kop het, as jy vanmôre nog 'n voertuig het, as jy petrol in jou kar het, wil jy nie die Here dankie sê vanmôre nie. Kom aan kerk. Let's just thank him this morning. As jy nog 'n besigheid het vanmôre, as dit goed gaan met jou, kom aan. Ewen though as jy deur storms gaan, kan ons die Here nie net dankie sê vir ons kinders nie. Kan ons nie die Here net dankie sê vir ons huis nie. Kom ons dank hom vir so 'n oomblik met 'n hart van dankbaarheid vanmôre. Laat dit vloei, laat jou aanbidding vloei uit 'n hart van dankbaarheid vanmôre. Ons wil die Here eer vanmôre, dat U is in die toekoms. Ons wil die Here eer vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het, Here. Ons wil die Here eer vanmôre, want daar is niemand soos U, Here. Daar is niemand soos U, Here. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty.
kan die sitplekke neem vanmôre. Ons vat die woord vanmôre. Baie erns. Jy sê dalk vanmôre, ja, Pastor Quintus, wat 'n genade gaan jou kerk aan. Ek is so bly jy vra in jou hart dat ons kan verduidelik. Ek vertrou met my hele lewe dat dit is die Heilige Gees wat die begin van die kerk gedryf het 2000 jaar terug. Ek glo dat dit die Heilige Gees sal wees wat die kerk gaan vat in die laaste dae. Die gawes, die bonatuurlike krag van die Gees gaan die kerk deur die tyd vat. Moenie die volgende paar weke mis nie. Moenie mis wat die woord gaan wees nie. Dit gaan, die notas het ek vanmôre vir Tersha opdrag gegee om te sê, stuur dit voor die tyd al uit. So jy kan my volg vanmôre, as jy jou foon het, maar nie Facebookie, want dat het ek ook gehoor, dat iemand van bo af gesien het, iemand hier onder, terwyl die preek in die gang is Facebook. Nou as jy Facebook terwyl die woord van die Here in die gang is, al fout. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Vat die woord vanmôre, die gawes van die Heilige Gees. Moenie as jy nie verstaan vanmôre, dink dat dit wat aan die gang is in die kerk, vreemd is, en nie hoort nie. Vat eerder die woord, bestudeer die woord, kyk wat die woord sê, voordat daar 'n aanname gemaak word, en 'n doktrine gebou word. Ek glo nog dat hier is 'n Pinksterkerk. Ek glo dat die Heilige Gees het nog 'n rol te speel in die kerk waarin ons is. Wees saam met my daarso. As jy dit glo, sê saam met my amen. Vanmôre gaan ons bietjie dieper sak. Ons gaan vinnig gaan. Ons gaan baie vinnig werk, maar die notas is beskikbaar. En ek wil vanmôre 'n lering bring. Ek is so excited soos 'n windhond wat 'n rabbit moet vang vanmôre. Oor hierdie topic, want ek het bietjie dieper gaan sak weer oor hierdie gedeelte. In die volgende 4 weke gaan ons in diepte kyk na die Heilige Gees. Weet jy hoekom mense nie by sekere charismatiese bewegings en kerke betrokke, don't get me wrong, you get the prophetic and you get the pathetic. Nou, ek verstaan dit ook al buitekant. So jy kry die blikskottelkerk ook wat nonsens verkondig. Maar hoekom mense afgeskrik is en eerder te sê, ons wil nie by so iets betrokke wees nie, is omdat hulle die woord van God nie ken nie. Paulus het geskryf en gesê, julle ken nie die skrifte nie, as ook nie die krag van God nie. Paulus het dit gesê. Julle dwaal, want julle ken nie die skrif en die krag van God nie. So ek moenie die volgende paar weke mis nie. Ons gaan vir jou verduidelik. En vanmôre is ons by een van die grootste temas wat in my opinie is onderdruk word, nommer 1, nommer 2, nie geken word deur die kerk nie. En dit is die onderwerp, die spreek in vreemde tale. Vanmôre gaan ons in diepte kyk hoekom. Dis die grootste krag. Ek wens ek kan vanmôre die lering bring in jou hart laat val. Jong mense, as jy dis die grootste krag, wapen beskikbaar vir die kinders van God, is die spreek van vreemde tale. Is hier nog Pinkstermense in die kerk vanmôre? Kan ek jou hand sien? Iemand wat dit glo nog vanmôre. Halleluja. Die vyand wil hierdie ding onderdruk. Die vyand wil nie hê dat die kinders van die Here in hul stilte tyd in tale moet praat nie. Want hoekom? Want dan kan hy verstaan nie wat aan die gang is nie, want die kinders van die Here is besig om verborgenhede te spreek en hy is eintlik nuuskierig. Hy wil weet waaroor jy bid. Maar wanneer jou gees met God se gees besig is om te kommunikeer in 'n hemelse taal, dan weet hy nie wat aan die gang is nie. Maar jou gees is aan die gang. Halleluja. Sê vir jou buurman, jy bestaan uit gees, siel en liggaam. Kom aan, sê dit as wie dit bedoel. Gees, siel en jy het 'n liggaam. Ons het die sielsdimensie wat die psigiaters en die sielkundiges baie te sê het oor, en dan het ons 'n derde dimensie wat jou geesdimensie is. Dis die dimensie wat met God betrokke is. Halleluja. Maar ek gaan 'n bietjie dieper sak vanmôre daar.
Paasfees is verby, nou wat nou? Paasfees is verby, nou wat nou? Ek dink wat belangrik is om terug te gaan na die tydlyn. Dit terug wat Jesus, powerful. Die laaste, as jy dit van die boek Johannes, amper meer as die helfte van die boek Johannes handel oor die laaste week van Jesus. En in die laaste week van Jesus, het Jesus baie te sê gehad vir sy disippels. Hy het baie dinge geleer vir sy disippels. Hulle moes notas maak, vinnig notas maak, wat in hulle harte val, en hulle het nie alles verstaan nie. Kom ons gaan 'n bietjie terug na waar Jesus gesê het, en ons moet in die tydlyn teruggaan. Die eerste keer wat Jesus by sy disippels kom as Johannes, toe Jesus in Johannes 20 bonatuurlik, kan ek gou dit sê, die kerk moenie bang wees vir die bonatuurlike nie. Die Heilige Gees is bonatuurlik. Ons wil weghardloop, ons is bonatuurlik, maar die jong mense soek, kan ek dit sê, die jong mense soek die bonatuurlike. They want the supernatural om deur hulle te werk. Die bonatuurlike, die Heilige Gees is bonatuurlik. Die Gees van die Here is bonatuurlik, supernatural. Hier kom Jesus bonatuurlik deur die mure gestap. En hier staan hy by sy disippels. En hy sê vir hulle eerste woorde, vrede vir julle. Supernatural. Johannes 20:20, en hy sê, nadat hy het gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang, sê saam met my, ontvang die Heilige Gees. So moenie dit mis nie. So hierdie disippels, die Heilige Gees ontvang. Waar het die Heilige Gees gaan woon? Die Heilige Gees het gaan woonplek maak in hulle. In hulle. En dis waar baie mense stop. Die dag moet wedergeboorte, kom woon die Gees van die Here in jou. Jy is wedergebore. En kinders van die Here dink dis okay, ons gaan hemel toe. Ek is op my pad hemel toe, singend, altyd singend. En ons dink is okay. Wie weet waarvan ek praat, in die tyd waarin ons bly, het ons die bonatuurlike krag van die Heilige Gees nodig. Ons het die bonatuurlike leiding van die Heilige Gees nodig, om dit te kan maak in die tyd wat kom. Hoor wat pastoor Quintus sê, sit jou safety belt baie styf vas. It's going to be a bumpy ride coming for South Africa. En ons het die Heilige Gees nodig. Ons het herlewing nodig. Ons het die krag nodig, die gawes van die Gees nodig, in die tyd waar ons is, om ons deur hierdie seisoen te vat. Yes, exciting. Hy sê vir ontvang die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees het in hulle gaan bly. In hulle gaan woon. Nou is hulle wedergebore, het die Gees van die Here in hulle, maar die Here sê, dis nie genoeg nie. Gaan mis ek bietjie vanmôre oor tyd gaan. Sal jy okay wees? Ek moet hierdie share vanmôre. Lukas 24:49 sê, en kyk, ek stuur julle terug in die tydlyn. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus, sê saam met my, toegerus. Hier is die probleem van die kerk, ons is nie toegerus nie. Ons is nie toegerus nie. En dis wat pastoor Quintus in die volgende paar weke gaan leer, om jou toe te rus vir die tyd wat kom, kerk. Toegerus is met krag uit die hoogte, toegerus met krag uit die hoogte. Hy sê, moenie gaan, totdat julle aangedoen, daai woordjie aandoen is 'n woord wat belangrik is. Die woordjie, die Engelse vertaling sê die King James, hy sê, go to Jerusalem, until you are endued. Die woordjie endued beteken die volgende, dis die Griekse woord, endue wat beteken to dress, to clothe, om 'n kleed aan te trek. So die Here Jesus sê, dis nie genoeg dat die Gees van die Here in jou bly nie, but go to Jerusalem and you will be endued with the power of the Holy Spirit. Dis dieselfde woord wat beteken, jy beklee jou met die Heilige Gees. So dis nie genoeg dat die Gees net in my is nie, but what the world needs is the Holy Spirit upon the church. Op jou,
Op jou. He needs the Holy Spirit. Dis wat die wêreld soek aan buitekant. Dis nie genoeg om die Gees in jou te hê nie, but go to Jerusalem until you are endued, aangetrek, beklee. Die woordjie daar is die volgende, dit sê, totdat hy oor julle kom, nie in jou wees nie, maar die Griekse woord epigomai, wat beteken oor jou kom, man, come on, ek soek nie net meer die Gees van die Here in my nie, but I want the Holy Spirit upon me, op my. Epigomai, wat beteken om op te kom, oor te kom, om op jou te rus, om te gee tot. Met ander woorde, die Gees is oor jou, epigomai. Hy sê julle sal krag ontvang. Ontvang is die Griekse woord lambano, wat beteken om die krag van die Here wat oor jou kom in besit te neem. Hollywood het hierdie ding gaan vervul. Deur Spider-Man te gaan skape. En vir Spider-Man gesê, with great power, ek weet nie wat hy sê, with great power comes. En ons glo vir Hollywood, maar die woordjie sê, jy sal krag ontvang. Daai woordjie ontvang, lambano, wat beteken om dit in besit te neem. Om, luister mooi, om eienaarskap te vat. I take responsibility. Eienaarskap, met ander woorde, dit behoort nou aan my. Ek vat ownership, dis die probleem van die kerk. They don't take ownership for the power of the Holy Spirit. Kan ek verder gaan? Johannes 14 vers 12 tot 17, as jou Bybel het, kan jy saam my lees. Pastor Bernard, kan ons daar aircons aanker, net dat die wind waai, nie aircon aan, sit net 'n fan aan, dat ons mekaar nie verloor vanmôre nie. Asseblief, Pastor Berries, sit net, vat die stok uit, doen net daai, dat dit net oorwaai, asseblief Bernard. Johannes 14, 12 tot 17 sê, ek gaan jou teach vanmôre wat die Heilige Gees sê. Ek wil vanmôre dit met baie liefde sê, die kerk het nodig weer om in die bonatuurlike krag van die Heilige Gees te beweeg. Die jong mense soek die bonatuurlike in kristalle. Pastor Quintus, ja. Hulle soek dit in witchcraft. Hulle soek dit in white magic. Dis die goeders, hulle soek dit in die torret, die kaarte, hierdie kaarte. Hulle wil die bonatuurlike sien wat in hulle lewe gebeur, terwyl die Here vir ons die Heilige Gees gegee het wat die bonatuurlike is. Johannes 14 sê, dis nog die laaste week, moenie mis nie, die laaste week sê Jesus vir hulle, Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, dis die laaste week voor die kruisiging, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, come on, hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle wat doen? Wat gaan hy doen? Wat sê Jesus gaan hy doen? Hy gaan vir julle wat stuur? 'n ander trooster. Hy stuur vir jou iemand anderste, 'n ander, merk daai woord ander in jou Bybel, maak dit nota daarvan. Hy gaan vir jou 'n ander trooster stuur, is belangrik, om by julle te bly tot in, nee, tot in wanneer? Tot in die ewigheid. Nie tot in die dag van Pinkster nie, maar vanmôre die 18de Mei is die Heilige Gees steeds by sy kerk. He's still here. Hy sê nog so 'n ander trooster, hallelujah. And I will ask the Father, sê die Engels, and he will give you another helper, 'n helper wat beter is as 'n psigiater, 'n helper wat beter is as 'n sielkundige, 'n helper wat beter is as 'n dokter, 'n helper wat beter is as enige filosoof daar buitekant, 'n helper wat jou kan help in jou dag van nood, 'n helper wat jou gaan help as ek nie weet watter kant toe om te gaan nie, 'n helper wat jou gaan help in jou benoudheid, wanneer ek nie weet hoe om my skuld te betaal nie, het ons 'n helper wat my kan help in die tyd waarin ons bly, maar die kerk ignoreer die helper. Die helper, die trooster, the comforter, the advocate, intercessor and counselor. Dis wat dit beteken. The strengthener and my standby.
Die woordjie ander is die Griekse woord, ek wil jou die Grieks leer. Is die woordjie allos, wat beteken another of the same kind or another of a similar type. So Jesus sê, ek stuur vir julle 'n ander trooster. Nou dit beteken, ek stuur vir julle iemand wat dieselfde gaan wees as ek. Jette. 'n ander trooster, wat dieselfde gaan wees as Jesus, bly in jou. 'n trooster, wat dieselfde is as Jesus Christus, bly nie net in jou nie, maar hy bly ook oor jou. Soos Jesus, wat eintlik by jou bly. Dis wat dit beteken. 'n ander trooster, wat by julle gaan bly, a similar type of Jesus. Jesus het gesê, dis voordelig dat ek weggaan. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie ken nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy baie belangrik by julle bly en in julle sal wees. In julle, by julle. In julle, by julle, in julle, in julle, in julle, by julle sal wees. Hy sê daar's in Engels, with you continue and will be in you. With you and will be in you, sê die twee vertalings, Engelse vertalings. Die Heilige Gees is in my, vir my onthaalwe. Die Heilige Gees op my, vir die wêreld se onthaalwe. Die Heilige Gees is in my. Kan ek gou nog 'n bietjie vir, ek dink ek het dit hier gesit. Die vrug van die Gees is vir my groei. Die gawes van die Heilige Gees is vir die wêreld. Hoekom is dit belangrik vanmôre om die doping van die Heilige Gees te hê? Sodat die wêreld buitekant 'n verskil kan sien. So dit is nie net nodig om vir die Heilige Gees wat in jou is, maar so ook vir die Heilige Gees wat op jou is. Ek gaan vinnig gaan. Die Parakletos is die woordjie daar, so die trooster, die helper. Wat beteken die een wat deur God gestuur is of geroep is om langs aan jou te kom staan as jou advokaat, intercessor, beraader of jou trooster. Dis die betekenis daarvan. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die probleem is met vandag is ons dink die Heilige Gees is nie 'n persoon nie. Net soos wat Jesus 'n persoon was, is die Heilige Gees 'n persoon. Kom as jy glo, sê saam met my. Nommer 2, die Heilige Gees is 'n Heilige Gees. Hoekom het ons die verhouding nie? Want ons besef die Heilige Gees as heilig nie. Die Heilige Gees wil nie saam met jou die rubbish op die TV kyk nie. Preek vir 'n ander dag. Hoekom het Jesus weggegaan? Jesus sê in sy woord, ek moet weggaan. Dis beter dat ek weggaan. En die disippels verstaan dit nie. Hy sê, dis vir my beter dat ek weggaan. Hoekom is dit beter dat ek moet weggaan? Want as ek weggaan, stuur ek die trooster na julle toe. Dink jy oor? As Jesus in Jerusalem moes bly, en Jesus het vir 14 ure 'n dag gewerk non-stop, om elke mens 'n minuut lank te sien, 60 sekondes vir Jesus te sien, in Jerusalem. Ek moet 'n afspraak maak, Nico, om vir Jesus te sien, en al wat in my kant tyd het vir my is 60 sekondes. Dan sou Jesus kon in Jerusalem net 840 mense op 'n dag sien. Dit sou Jesus 1190 dae vat om 1 miljoen mense te sien. Ons is 7, ek het uitgewerk op 7 biljoen, ek het gehoor ons is nou 8 biljoen. 7 biljoen mense sou dit Jesus 2.147.239 jaar gevat het om 7 biljoen mense te sien. Jesus sê, dit is beter dat ek weggaan. Want as ek weg is, het ek die trooster gestuur wat? By julle is. Ek hoef vir Jerusalem toe gaan om Jesus 'n afspraak te hê. Ek kan in my binnekamer. Ek kan hier waar ek staan. Kan ek 'n ontmoeting met die Here hê. Nou kom hier by my preek uit. Twin Talkers. Tweede Wêreldoorlog geskiedenis. Sorry vir die wat nie van geskiedenis hou nie. Tweede Wêreldoorlog was Amerika in die moeilikheid geweest. Amerika het oorlog gevoer teen Japan. En Japan het op daai stadium van die wedloop klomp lande oorgevat
onder andere China en Taiwan en alles, hulle het 'n groot soos 'n rooi vlag, man, het hulle of 'n rooi vlek gemaak oor die wêreldkaart, basically, hoe hulle die lande oorgeneem het op daai stadium. Amerika het in oorlog betrokke geraak na Hiroshima en hulle het gesê, hulle wil 18 jaar Hiroshima en nadat Pearl Harbor, toe gaan hulle vir Japan aanval. En hier is die ding, terwyl hulle Japan wou gaan aanval het hulle, die Japaneese het presies die strategieë geweet van die Amerikaners. Hulle kon nie verstaan dat, hoe kry hulle dit reg, dat die Amerikaner, die Japaneese, elke bomaanval, elke strategie, alles, weet die Japaneese van. Toe kom hulle agter, die Japaneese ken die Engelse taal, wat hulle onder mekaar praat. Oor die radio sou hulle gesê het, ons gaan bomme laat val daar en daar en daar, en as hulle daar die bomme val, is die Japaneese weg. Want die Japaneese het die Engelse taal geken. Hulle het in dieselfde frekwensie ingeskakel as wat die Amerikaners was. Toe het hulle op daai stadium gekom en hulle het uit die Indiërs, daar's 'n Indiese Indiane, daar's 'n spesifieke groep van hulle gesê, kom ons kry hierdie ouens, want nie almal kan hulle taal praat nie. En hulle het hulle in die oorlog ingestuur saam om die ouens te wees wat op die radio praat. So nou het die Indiane tussen mekaar gepraat, die vyand het nie hulle geken nie en nie geweet strategies wat gebeur nie. En hulle het die oorlog gewen teenoor Japan omdat hulle die syne reg kon uitstuur op daai stadium. Geestelik is dit presies dieselfde. Hulle het hierdie ouens genoem the code talkers or the wind talkers, want die Japaneese, die vyand kon nie hulle taal verstaan nie. Net so ook is die kerk van Christus Jesus vandag tale gegee wat die vyand nie van weet nie, wat my buurman en my buurvrou, my vrou nie van weet nie, waarin ek kan spreek verborgenhede tot God en God spreek tot my, halleluja, tot my gees. Dis presies dieselfde. So ek wil gou vanmôre kyk gou hierso. Mense sê die spreek in vreemde tale is die Bybels nie. Ek het gaan studie doen weer eens, daar is 'n studie gedoen, medies, die New York Times het 'n artikel geskryf die 7de November 2006, a neuroscientific look at speaking in tongues. Is dit om in tale te spraak Bybels? Is dit om in tale te spraak, gebeur dit? Is dit nie net 'n foefie nie? Wat gebeur met die menslike liggaam? Luister mooi. Researchers at the University of Pennsylvania took brain images of 5 women while they spoke in tongues and found that their frontal lobes, the thinking, willful part of the brain through which people control what they do, were relatively quiet. Wanneer jy in tale bid, weet jou brein nie wat aan die gang is nie. Daai willful part, daarom kan jy in tale bid en jou kop is by die viswaters. Byvoorbeeld, Kitraboste beandra bahate jetruskutiende. Kitonoloboste babaka jetrebestu kushakayana. Ek het nie klou wat ek sê nie. Ek het nie 'n idee waarvan ek praat nie. But all I remember is dat toe ek in 17 jaar oud was, het die Here my gedoop met die Heilige Gees krag. En daar kon ek nie opstaan vir 'n paar uur op die grond nie. En ek is gedoop met die Heilige Gees krag. Want ek het gesê, Here, op ouderdom van 16, 17, is dit nie genoeg om die Heilige Gees net in my te hê nie. I want the Holy Spirit upon me. En toe die Gees op my kom, het hy my gedoop en die bewys dat ek gedoop is in die Heilige Gees is die spreek in vreemde tale. So terwyl ek in tale bid, kan my brein nie hier weet niks wat aangaan nie, maar my gees is betrokke met die Here. Dis gedokumenteer hierdie. Dis nie tamsakkie, documented. As with the language centers. Kan ek dit gou weer lees? Hierdie moet jou hart vul. The thinking, willful part of the brain through which people control what they do were relatively quiet, as were the language centers. Jou taal, want as ek nou in Afrikaans praat, gaan die goeters in my brein af om Afrikaans te kan praat. Maar as ek in 'n taal bid, it's not a language this earth will understand. Amen. Maar is die Heilige Gees wat deur my bid.
The regions involved in maintaining self-consciousness were active. The women were not in a blind trance, and it was unclear which region was driving their behavior. Hier is die foto wat geneem is. Singing gospel songs and speaking in tongues. Dis die foto. The image appearing in the current issue of the journal Psychiatric Research, neuroimaging pinpoint the most active areas of the brain. The image are the first of their kind taken during the spoken religious practice, which has its roots in the Old and the New Testament and the charismatic churches. Hulle het gesê, jou brein het hulle kon toetse doen, dat wanneer iemand in tale bid, something is busy happening, maar die brein reageer nie daarop nie. Dis hier waar jy uit jou stoel uit moes spring. Daar's argumente vandag beskikbaar wat sê, tale spreek is nie vandag nie. Kom ons kyk gou na 3 argumente baie vinnig. Nommer 1, tale was erkende tale gewees. Met die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, was dit erkende tale gewees wat gespreek was. En ons gaan nou 'n bietjie stil staan net by Handelinge 2. Kom ek gou net hierdie sê vanmôre. 1 Korintiërs 14:2 sê, wat hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mens nie, maar tot God. Want niemand, sê saam met my, niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Spreek hy verborgenhede. So hier is die ding vanmôre. Handelinge 2 gaan ons nou lees, het gesê, en hulle het almal in ander tale gespreek. En terwyl hulle in ander tale spreek, was dit 'n groot crowd wat bymekaar was. En terwyl die crowd bymekaar was, het sommige hulle taal herken. Dat hierdie mense is besig om in hulle taal te praat. En nou die woord is so, ons gaan nou by dit kyk. Hulle het gespreek van die wonders van God in perfekte dialek, in ander taal soos die partners en al hierdie ander, ons gaan nou by die name stil staan, in 'n perfekte dialek gespreek om te sê, how great is our God, hoe groot is sy naam, hy is wonderlik, hy is wonderbaar. Dit is exactly wat gebeur het, daarom kon hulle dit agterkom, die dialekte. Maar hier is die verskil, ons dink dat dit die enigste taal was. Moenie die gawes van die Heilige Gees met die doping van die Heilige, die spreek 'n vreemde taal in my privaatheid mis nie. Daar is meer as een tipe taal. Kan ek dit vanmôre verder vat? So hy sê, jy spreek tot God, niemand weet nie. So hier is 'n tipe taal, ons gaan nou by dit stil staan. Speak to people but God, for no one understands him or catches his meaning. But the Spirit he speaks mysteries, secret truths, hidden things, wat hy gespreek word. Die tweede argument is, dat tale het opgehou. Tale het opgehou. Die tale wat ons daai tyd gepraat het, tale was vir daai tyd se kerk. Nommer 1, die kerkdispensasie is tot vandag toe, kom woon Openbaring by vanaand. Ons is steeds in die kerkdispensasie. So die kerk, dit kon nie opgehou het nie. Paulus skryf hier so, hy sê, want die argument is, die liefde, hier is die argument, en mense het 'n doktrine rondom dit gebou. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, soos tale sal ophou. Want ons ken ten dele, maar hulle het hulle hele doktrine gevat, en daai een vers gevat en 'n doktrine gebou. Luister gou mooi, die woord van die Here is verder, lees net verder. Hy sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Maar as die volmaakte gekom het, wie is die volmaakte? Wanneer Jesus kom, wanneer hy terugkom aarde toe, dan sal het ophou. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. So met ander woorde, Paulus skryf en hy sê, yes, tale gaan ophou, profesie gaan ophou, want daar is tog profesie wat nog moet in plek val. Kom aan kerk, profesie, ons gaan kyk in die Openbaring woordskool. Daar's profesie wat nog in plek moet val. So dit kan nie opgehou het nie. Die argument is in die water geblaas om te sê tale het opgehou en tale was net vir daai tyd gewees. Tale is steeds vir die kerk van God vandag.
Volgende argument is, tale is nie vir almal nie. Pastoor, hierdie is nou 'n groote. Tale is nie vir almal nie. Tale is net vir sekere mense wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Wie het hom al gehoor? Tale is net vir sekere mense. Die pastoor, hy moet in tale bid. Want hy het 'n rooi lyn koneksie na die Here toe. Hy moet in tale kan bid. Tale is nie vir almal nie. Why? So God se woord dan sê, Markus 16:16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Daai woordjie nuwe is die woordjie kainos, wat beteken niet, nog nooit voorheen probeer nie. Is dit net vir sekere mense? Is die belofte van die Heilige Gees vir sekere mense? Is die belofte vir die Heilige Gees vir almal? Hier is my vraag, wanneer laas het jy gaan wag op die Here? Wanneer laas het jy gaan wag op die Here en sy krag gesoek oor jou lewe? Hierdie is nie 'n 2-minute noodles besigheid nie. Hierdie is 'n fully surrendered unto God. En ons sal 'n bietjie, as jy vra het rondom dit, sal ek dit met jou deel. Ek glo ons gaan met die dag van met vorentoe kom, ons gaan nog vir mense bid. Kan ons so diens bid? Kom aan, gaan jy bid vir ons? Die regte geleentheid, die mense die doping van die Heilige Gees sal ontvang. These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. New tongues. Ek gaan vir jou vra, maak 'n noot, gaan lees asseblief Handelinge 2 vers 1 tot 13. Jy kan dit gaan lees, ek gaan dit skiep vanmôre. Dis vir die dag van Pinkster, wat die Heilige Gees uitgestort is. Jy kan dit gaan lees, Handelinge 2, ek gaan dit skiep vanmôre. Ek wil by hierdie stil staan vanmôre om tyd te spaar. Hier is baie belangrik. Daar's 4 tipe tale daar buitekant. 4 tipes. In die dag van Pinkster was net een gedeelte gewees. En dis toe hulle in ander tale praat. Die getuienis wat ek al gehoor het, het pastoor Dion Hokkie vir ons vertel, terwyl hy oor see gaan bedien het, terwyl hy by die kerk staan en besig is om te preek, begin die Here vir hom 'n taal gee. En hy begin in 'n taal te bid. Staan in 'n taal en hy bid. Terwyl hy in 'n taal bid, staan 'n hele gesin op hier voor. En hy hou net aan 'n taal bid. Die gesin kom uit. Die gesin kniel hier. Die gesin begin te huil en te ween. Die gesin gee hulle hart en hulle lewens vir die Here. Pastoor Dion weet nie wat aan die gang is hierso nie. Na die tyd, toe hy met die mense praat, toe sê hy het met 'n tolk gepreek, toe sê hulle, weet jy wat aangaan, hy sê, you were speaking in a Greek dialect, wat net hulle kon verstaan het. En deur dit het hulle hart en hulle lewe vir die Here gegee. Terwyl hy bedien het by, ek praat om 'n korreksie, ek hierdie storie so, dat hy gaan bedien in Rusland, en terwyl hy ook bid vir 'n pastoor gebid het, te bid in 'n Russiese dialek vir daai pastoor, in 'n dialek wat iewerste te kry is. Toe die Heilige Gees oor hom kom. So ons mis baie keer en ons dink die Heilige Gees, ons is met 4 tipe tale besig. Een van die tale wat ons kan kry, en dit kom met die gawes van die Heilige Gees, is om te kan spreek in 'n ander dialek. Ek het gehoor van pastore wat in sendingwerk is, wat in 'n Afrika land instap, en in tale begin praat, die dialek is wat die Heilige Gees deur hulle werk. En die mense rondom sou verstaan het wat hy sê, maar hy het nie eens 'n idee wat hy praat nie. Hoekom is die gees van hoekom is Hollywood bonatuurlik, maar die kerk het nie meer bonatuurlik nie? Help my uit as ek reg is, kerk. Ons is so gewoond geraak aan die normale, dat ons vergeet dat die God is bo ons normale. We are so connected to the natural, we forget that the Holy Spirit is supernatural. Bonatuurlik. Kan ek gou sê, hier's 4 tipe tale wat ons gou vinnig gaan na kyk. Nommer 1, die eerste taal wat ons nog gaan kyk. Kan ek dit gou kom net gou die posknopie druk. In die 4 tale is 2 vir public ministry. 2 is om die kerk te bedien, die mense te bedien,
die wêreld te bedien. En 2 van hierdie tipe tale is in my privaatheid. Is waar ek bid waar niemand my weet van nie. Help my? So dis waar dit gesplit word vanmôre. Kom ons gaan kyk. 1 is vir die publiek, vir die mense, vir die kerk. Eerste is vir 'n teken vir die ongelowige. Dis 'n teken vir die ongelowige. Kom ons gaan 1 Korintiërs 14:2. As mense nog wakker, stamp gou jou buurman. Moet ons gou staan gou op saam met my asseblief. Staan gou op saam met my. Staan gou op saam met my. Deel gou 'n sweetie uit. Amen, as jy bene gerek het, neem maar weer jou sitplek. Wow, hier's 'n transformasie. Ek sien 'n transformasie. Dit was supernatural. Dis net as wat transformasie. Halleluja. Goed, dis 'n teken vir die ongelowige. Sê saam my teken vir die ongelowige. Ek dink dat ek my iPad vat en tussen die mense praat vanmôre. Soos jy slaap, gaan ek jou op die skouer tik. Is dit reg? Nee, ek joke. Kom ons kyk gou hier. Eerste enetjie is publieke of 'n teken vir die ongelowige. 1 Korintiërs 14:22 sê die volgende: Die tale is dus 'n teken vir die tale is dus, skus, 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Hallo? Hallo? So met ander woorde, tale is vir die ongelowiges. Ek sal onthou toe ek 'n jong mens was. Toe nooi ek my chommies kerk toe, jeug toe. Ons het gebid in die jeug, maat. Ons het gebid. Vrydag aande deurnag bid gehad. Ons het we prayed. En ons het tale gebid. We prayed. Halleluja. En ek onthou nou nog toe my chommie eendag sê wat die niks van die Here af geweet het nie. Toe raai tannie begin in tale bid en ons bid in die jeug en die ouens bid en sê ek het nooit geweet jy's 'n Griekse kerkie. Julle kom Grieke. Sê ek pel jy verstaan nie die woord van die Here nie. So dis 'n teken vir die ongelowige. Dis 'n teken vir die ongelowige. So wanneer ons in tale bid, kom aan, die kerk, dis nie so vreemd vir die wêreld daar buitekant mee nie, hoor. Want die wêreld is besig met bonatuurlike. Is dit nie so nie? Nou die dag hier by ons pikke. Dit was nie 'n sangoma nie. Dit was 'n manifestasie, dat dis Korintiërs 4:4. So in die pikke is hulle die bonatuurlike. Hulle is besig met verkeerde dinge. Hoekom kan die kerk nie bonatuurlik wees nie? Hoekom kan die kerk nie weer die demone uitdryf? Come on, help my. Demone moet vlug in die dienste. Dit was in die vroeë kerk glad nie iets vreemd gewees nie. Toe demone uitgedryf was nie. Help my. Wie onthou dienste waar die duiwels al uitgedryf was hierso? Wie onthou dit? Duiwels gegil het, man. En nou hardloop ons weg, maar ons op die TV, as dit op die TV op Netflix is daar. Is daarom nie hier close to home nie. Die kerk kan weer in die krag van die Heilige Gees begin beweeg. So is 'n teken vir die ongelowige. Dis nommer 1. So wanneer ons bid en tale spreek is 'n teken. Bybel sê sal 'n teken wees vir die ongelowige. Nommer 2. Dis die gawe van tale. Ons verwar dit. Die Bybel het gesê 1 Korintiërs 12:10, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale en ander uitleg van tale. Nou of jy dit nou wil weet of nie, vanmôre was die gawe van die Heilige Gees betrokke in die kerk. Daar was 'n taal gewees en daar was 'n uitleg van 'n taal. Dit was 'n uitleg van 'n taal. Dis die gifting van die Heilige Gees. Is om die kerk, so die woord het uitgekom te sê, die kerk, en ek glo dit met my hele hart, ons het vanmôre daarvan gepraat, die kerk is opgewonde en excited for something is about to happen, by die volle evangelie kerk Potchefstroom. Dis soos 'n vrou wat verwagtend is, daar moet 'n geboorte kom, halleluja, en ek glo dat somewhere along the line, ons is besig om onsself voor te berei in 'n rigting in, gaan die uitstorting van sy Gees vars, nuut en vernuwe in hierdie kerk uitgestort word. Halleluja. As jy dit glo dit vanmôre saam met my. Halleluja. Varsheid, man. En dit gaan die kerk buitekant trek. Die mense gaan wil kom kyk, wat 'n Christen gaan met die vollies aan. Net vir die pastoor sê, ek het op sy stoele gestaan nie. Binnekort gaan ons hulle oortrek, weer loof die Here. Daar's 'n gawe van die Heilige Gees wat moet werk. 'n gifting
waar die gawe is, die Here gee jou 'n gawe. En dat die krag van die Here kom oor jou en jy begin in 'n taal te bid. Die Here sê dis nou die tyd. En jy begin daai taal te bid. En wanneer daai taal bid, is daar 'n uitlag van wat jy nou net gesê het. Luister mooi. Dit is so bonatuurlik dat dit God self is wat met sy kerk deel en 'n woord vars gee vir die kerk. Ons is 'n Griekse kerkie. Dis 'n Pinksterkerk, man. 1 Korintiërs 12 sê, dit is al gelees. Nommer 3. Dis wat in my privaat is, die ander 2 tipe tale. Public is die gawe om die gemeente te stig. En nou, ek dink, dis iets wat die kerk mis. Ons bid te min in tale. In ons privaatheid bid ons te min in tale. Waar ons in ons kar ry, bid ons te min in tale. Waar ons in die mall loop, bid ons te min in tale. Kom aan. Wie weet waarvan ek praat? We need to pray in tongues. Dit was tydens 'n sessie in my stilte tyd, waar die Here vir my gesê het, terwyl ek in tale bid, een oggend baie vroeg, I was praying in tongues, en ek bid, want ek weet nie wat die dag vir my voorlê nie. Think about this. Ek bid in tale, want ek weet nie wat voorlê hierdie dag nie. Maar wanneer my gees met God, die Heilige Gees betrokke is, sal die dinge deur die dag uitgesorteer word. En ek bid, en die Here sê vir my, in my stilte tyd, hoor ek duidelik, die Here sê, gaan King Pai toe. Daar gaan jy 'n vrou kry met die naam van Elizabeth. Supernatural. En toe ek stap daar so, toe gaan ek King Pai toe. Weet jy soek jy pies? Can I help you so nie ek pies? Ek wil net kyk pies, nou kyk jy, Here, het ek nou reg gehoor? En ek sê, is there a woman named Elizabeth? She said, yes, it's me. I said, I don't know why, but the Holy Spirit sent me to you this morning. Are you a believer? Onthou jy dit? Sy sê vir my, now I'm a Muslim. Ek sê, but God has sent me, given me your name. Sy skrik haar oë so groot toe ek haar naam noem. Sy sê, the Holy Spirit sent me to you this morning. God is busy in your life, He's changing your life around. En sy begin te breek. En sy sê, I've been feeling this for the past few weeks now, that something is about to change in my life. En ek sê vir jy 'n Bybel, en ek gee haar 'n Bybel, en ek lei haar na die Here toe. Ek lei haar na die Here toe, want God wil hê ons kerk moet weer bonatuurlik begin funksioneer. Halleluja. Die kerk moet weer begin funksioneer in sy werke wat hy moet funksioneer in. Dis my privaat, 'n hemelse taal. 1 Korintiërs 14:2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie. Kiatrabos trabahandriandolos katieste. Non dramahatri mestu koskatia tromostu mosta kiatremetulumotie. Ek is my kop is nie besig nie. Maar ek is besig om tot God te spreek. En hy weet exactly wat sy woorde uitkom vanmôre. Spreek hy tot mense, maar tot God, want niemand verstaan dit nie. Maar die Gees spreek hy, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Like a wind talker, die vyand weet nie wat se gesprek ek nou met God het nie. Maar hy wat profeteer spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So wat is dit? Wat gebeur in my privaat? Ek is besig om, as ek in 'n taal bid vanmôre, ek is besig om myself te stig. Ek gaan nou by dit stil staan. Is jy nog okay? Vers 5 sê, ek wens dat julle almal in tale spreek. Ek wens dat julle almal in tale spreek. Maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in 'n taal spreek, of hy moet dit uitlei sodat die gemeente stigting kan ontvang. Dis in die kerk setup gewees, in die kerk setup. Nommer 3 of nommer 4 is vir voorbidding. Vir voorbereiding. Romeine 8:26 sê, en net so kom die Gees ons swakhede te help. Het jy al op 'n plek gekom wat jy nie weet wat om te bid? Kan ek jou hand sien vanmôre? Ek is 'n pastoor, wil my hand 'n bietjie hoog gerig vanmôre. Maar dat al plekke gekom in my lewe wat ek nie weet wat om te bid nie. Maar dis daar waar die Heilige Gees ons swakhede te help kom en deur ons begin bid. Wie was al daar? I don't know what to pray. Maar die Gees begin dan deur my te bid. Hy sê, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Maar as ek in 'n taal bid, dan bid my Gees, maar my verstand is onvrugbaar.
Baie dankie New York Times, wat het bevestig het in 2006. My brein is onvrugbaar, ek weet nie wat aangaan hier nie. Maar hier, something is happening and changing. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Nou is dit moontlik. Gees bid, verstand bid. My verstand bid, Vader, ek kom vanmôre na U toe. Net soos ek is. My verstand bid, ek moet nou dink wat ek sê. Maar wanneer die gees deur my begin bid, bid ek in my taal en ek weet nie wat ek sê nie. Ek sal met die gees psalms sing, maar ook met die verstand psalms sing. Daarom kan pastoor Koens op tyd keer bietjie die gitaar vat en net in tale sing. Just worship in tongues. Jy het al gehoor, ek het tyd keer dat ek net tale wil sing. En ek gee nie wat, dit is so amazing, my vrou weet eens wat sy op die noot reg gesê, die Here weet of die noot reg is. So sy kan my nie eens daar garm sê, jy sing op 10 note nie, want ek, hoe weet sy wat sy noot ek sing? Halleluja, halleluja. Maar like ek al lank vorentoe kom. Ek gee net gou 3 voordele. Voordele, dan is ek klaar vir môre. Voordele om in tale te bid. Nommer 1. Jy praat direk met God. Die voordeel is, jy praat direk met God. Nie 'n engel daar buitekant, nie 'n sangoma, nie witchcraft, nie 'n satanis, nie Lucifer homself weet wat jy sê nie. Maar jy spreek direk met God. Die doping van die Heilige Gees wat die kerk weer nodig het. Waar's Dionay? Dionay by Bobbietjie. Dionay, ek sien haar agter in die moederskamer. Kom gou hierso. Spreek direk met God. Wat is my hart vir môre? My hart is vir môre, nommer 1, dat die kerk, die wat nie gedoop is by die Heilige Gees nie, mag daar 'n honger in jou hart kom vir môre. Om te sê, Here, ek soek 'n hemelse taal wat ek direk met God kan bid. Kan ek dit sê vanmôre, laat dit, dis vir jou. Moenie laat die vyand vir jou lieg en sê dit is nie vir jou nie. It's a lie of the enemy. Dis vir jou vanmôre, vir elkeen wat in hierdie kerk sit, het die Here 'n hemelse taal gegee wat nie dieselfde is as die ou wat langs in jou is nie. He's given you a spiritual language en wat jy kan bid vanmôre. Is jy saam met my? There's a benefit vanmôre. Jy praat direk met God. En die skrif daarvoor, ons het dit nou gelees, ek gee dit gou weer. Want hy wat in taal spreek, spreek nie tot mense, maar tot God. Jy het 'n direkte lyn as jy in tale bid vanmôre. Nommer 2, die Heilige Gees bid deur jou. Handelinge 2 vers 4 sê, hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Jy's connected met die Heilige Gees as jy in tale bid. Amen? Romeine 8:26 het ons nou gelees. Nommer 3, hier is die powerfulste van dit alles. Een van die beste voordele is, jy stig jouself. Die Engelse woord daarvoor is, ek dink ek het hom hier so neergeskryf, ek het gou gesê, ek hoop ek het dit nou gesoek. One who speaks in a tongue edifies himself. Die Afrikaans sê daar vanmôre, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Daai woord daar so edify beteken to build, to act like you are building. Jy is besig om te edifying education. Dis waar die woordjie education vandaan kom van edify af. So jy sê besig om jouself te stig in die Gees nie. Jy is besig om jouself te leer ook, want die Heilige Gees is besig om met jou te deel. Kom aan kerk, you edify, jy stig jouself wanneer jy in tale bid vanmôre. Tongues are a pure overflow of the deep and sacred things of God that He can reveal to you. Ek is so dankbaar as pa, die beste geskenk wat ek ooit dink ek kon sien van die Here af, is die dag toe hy vir Dionay gedoop het met die Heilige Gees. En vir Delanay, sy is agter by Bobbietjie. Maar ek onthou die spesiale oomblik in hierdie kerk. Wie onthou dit? Dit was net na COVID se tydperk gewees, en die Here daai oggend iets gedoen hier. En ek kon nie opstaan nie vanweë die krag van die Heilige Gees. En dit by agtertoe gevat. En Dionay het by my kom kniel daai môre agter
En toe sy aan my raak, terwyl ek op die grond lê, toe doop die Here aan met die Heilige Gees. En sy het begin spreek in vreemde tale. En hier is die groot, dankie as ek kan net hier sit. Hier is die grootste ding, wat ons jong mense vanmôre nodig het. Is nie nog 'n filosofie les nie. Wat ons kinders nodig het, is die doping van die Heilige Gees. Kom aan, ons ou mense is lankal op die Pinkster, lankal op die pad, en as jy nog nie lank op die pad is, jy bid, dat jy die Heilige Gees doping sal ontvang. Maar wat ons kinders nodig het, is die Heilige Gees krag, wat bonatuurlik deur hulle lewens weer werk. Daar's 'n generasie nodig, wat nie die volgende TikTok en dinge met na kyk en nie, volgende trends volg nie, but hy follow the Holy Spirit. Die Heilige Gees. Thank you, Dion. Amen. Dion glo dit vanmôre. Dankie, Dion. Glo dit vanmôre. Dis wat ons nodig het. So vanmôre as jy in tale bid, en jy kan bid in tale, wil ek hê vanmôre dat daar iets in jou binneste aangewakker moet word, dat die Heilige Gees weer deur jou lewe gaan begin bid. We need it. Kom aan. Ons moet in tale begin bid. En dit is niks om oor skaam te wees nie. Dis asof die wêreld skaam kry vir 'n kerk wat in tale bid. Man, what the heck? Dis die bonatuur, dis die skrif wat die Here sê. Ons hoef nie weg te hardloop nie. Paulus skryf en sê in Romeine 3, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood dan vir die Griek. Halleluja. It's a power. En hy praat van die dynamis krag. Dis wat dit is. Jy sal krag ontvang. That's the dynamite power. Die kerk moet weer opereer in die dynamite power van die Heilige Gees. Skaam ons nie vir dit nie. Ons het die krag van die Heilige Gees wat deur ons werk. Why? Die wêreld dink dalk jy's 'n vreemde torkop man. Doesn't matter. Maak nie saak nie. Ek is wedergebore en bloed gewas en ek is gees vervuld. I'm a tongue speaking pastor. Ek glo nie dat ek in die tale spreek. So Jesus vanmôre, as jy gedoop is met die Heilige Gees, mag er weer in jou binnekamer iets aangewakker word. En as jy vanmôre sê, vanmôre pastoor Quintus, en ek gaan niemand op die spot sit nie. Ek wil niemand vra vanmôre of jy tale bid of nie kan tale bid nie, maar ek wil iets in jou binneste aanwakker om te sê, maar die stilte tyd, ek gaan dit soek. Jy het die notas gekry vanmôre. As jy dit nie gekry het, jy kry dit na die tyd by my. Soek dit met jou hele hart, jou hele wese, jou hele verstand en begin in tale bid voordat jy ry na jou werksvergaderings toe. Begin in tale bid voordat jy 'n kontrak teken. Begin in tale te bid voordat jy by jou familie instap. Begin in tale te bid voordat jy skuld aangaan. Begin in tale te bid want ons het die helper, die Heilige Gees wat by ons is. Begin weer in tale te bid vir ons kinders. Just speak, wanneer ons weer met jou kinders deel, just speak in tongues. En dat die Gees van die Here deur ons werk. Volgende week en Sondag gaan ek by jou vat, die volgende afdeling, nommer 2. Ons sal kyk na die gawes van die Heilige Gees. Dis iets wat ons mis. Die gawes van die Heilige Gees, die werking van kragte, die hande oplê waar die siek is, waar kankers weer uitval in die naam van Jesus. Kom aan, daar's gawes wat deur ons lewens moet werk en funksioneer. As jy dit glo en jy glo dit word omdat jy dit regtig in jou hart glo, kan jy amen gee. Volgende week gaan ons kyk na 9 gawes en ons gaan in detail na dit gaan kyk. Halleluja. Mense sal my staan vanmôre nie asseblief. Ek wil saam met jou bid. Ek wil sommer so vra. Marlyn, lei ons in worship asseblief. Lei ons in 'n worship song. Vir 'n oomblik, daar's op baie tyd oor vanmôre. Kom aan, sluit jou oë saam met my. En kan jy vir 'n oomblik bietjie begin te bid? As die Here jou gedoop het met die Heilige Gees sal en jy tale ontvang, just pray this morning. Bid gewoon jou taal. Kom aan, start praying in your tongues. Begin in daai taal te bid vanmôre. Begin in daai taal te bid vanmôre. Begin in daai taal te sing.
sin vanmôre die Here het op my hart gedruk. Dit gaan oor 'n gebeurtenis wat by jou familie heiliglik aan die gang is. Jy weet nie wat daar aan die gang is, daar's groot drama by jou familie vanmôre. Groot drama. En jy weet nie hoe ons dit gaan hanteer nie. Kom aan, ek wil jy moet vorentoe kom, ek wil vir jou bid vanmôre. Daar's groot drama by jou family. Jy weet nie hoe hierdie ding gaan gekom nie, maar die Here sê ek moet vanmôre saam met julle bid. Kom aan, jy's vanmôre hier so jy weet jou family, daar's groot drama heiliglik. Ek wil jy moet vorentoe kom. Die Here het op my hart gedruk. Kom gou uit, kom gou uit. Daar's drama by jou family heiliglik aan die gang. Daar's heiliglik drama by jou family aan die gang. Kom, moenie skaam wees nie, dis die mense nie. Thank you. Ek weet nie vanmôre wat in die gang is nie. Maar terwyl ek nou bid vanmôre te sien